Ons kyk na vraag 5 van hierdie vraestel. Dit sê vir ons in die diagram hieronder, het ons g van x, 'n kubiese grafiek. Ons kan ook dit sien vanaf die skets wat gegee word. A en C is die draaipunte. Die ander woord vir dit is ook stasionêre punte. Jy moet ook dadelik dink, hoe word stasionêre punte bepaal? En dit is om die eerste afgeleide gelyk te stel aan 0. Dan sê hulle ook A en D is die x-afsnitte en B is die y-afsnit. Die eerste vraagie vra dan nou vir ons om die koördinate te bepaal van B en C. Ons het sopas gelees dat B die y-afsnit is. So in die vergelyking van 'n kubiese grafiek is die y-afsnit die konstante waarde. Daarom kan ons dadelik net sê B is 0 en minus 2. Ek sal ook aandui dat ek gesien het, dit is die y-afsnit. Die volgende punt wat ons bepaal is punt C, die stasionêre punt of die draaipunt. En ons het nou net gesê dat ons verkry dit wanneer ons die eerste afgeleide gelykstel aan 0. So, eerste stappie, kry die eerste afgeleide van g van x. As ons gaan kyk, dan gaan dit wees 3x². En vir die tweede term gaan daar net 'n minus 3 oorbly en daai konstante minus 2 val net weg. Dan, ons wil sien dat die eerste afgeleide gelykgestel word aan 0. En van hier af kan ons net gewoonweg vir x oplos. So die 3x² gaan ek aan die regterkant hou. Die 3 gaan ek oorbring. Dan gaan ek die 3 voor die x² gaan wegdeel aan albei kante. En dan om die kwadraat weg te kry, gaan ek die vierkantswortel doen en die vierkantswortel van 1 los my met 'n plus en 'n minus 1. As ons teruggaan na die skets, dan kan ons duidelik sien dat A lê aan die negatiewe kant van die x-afsnit of van die x-as en dan C lê by 1, die positiewe x-waarde of die positiewe kant van die x-as. Ons soek die volledige koördinaat, so om die y-waarde te kry van hierdie koördinaat van C, gaan ons nou 1 in die oorspronklike grafiek of vergelyking gaan insit. So dit was minus 3x en minus 2. Jy kan nou hierdie op jou sakrekenaar gaan insit en dan behoort jy by minus 4 uit te kom en dis is die koördinaat van C 1 en minus 4. Die volgende vraagie vir hierdie vraag 5 sê vir ons bepaal die x-koördinaat of koördinate van die punt of punte waar hierdie vergelyking 'n raaklyn aan G is. So die eerste probleem hier is, die vergelyking wat hulle vir ons gee, is nie in standaard vorm nie, so ek sal eers gaan en sê, kom ek skryf dit alles in standaard vorm. Ons weet ook dat 'n raaklyn aan die kubiese grafiek is 'n reguit lyn, so ons wil uitkom by y is gelyk aan mx plus c. Daarom gaan ons die 2 wegdeel, en dan los dit vir ons met 9x plus 1/2 k. Jy kan dit so skryf, of jy kan dit hou k op 2. Dit maak nie saakie. Die volgende ding wat ons weet van 'n raaklyn, is dat die gradiënt word bepaal deur gebruik te maak van die eerste afgeleide. Ons het al reeds die eerste afgeleide gekry in die vorige vraag, en die eerste afgeleide was 3x² minus 3. In hierdie geval het ons reeds die gradiënt, en ons kan nou dit gebruik om die x-waarde of x-waardes te bepaal, waar hierdie grafiek 'n raaklyn is aan ons g van x. So, ons gaan die antwoord, die gradiënt, aan die linkerkant invoeg, en dit gelykstel aan ons eerste afgeleide. Ons gaan dan bietjie vereenvoudig en net vir x oplos. So die 3 kom oor en dit plus. Dan gaan ons die 3 voor die x gaan wegdeel. En dan gaan ons weer die vierkantswortel van 4 doen en dit los ons dan met 'n plus of 'n minus 2. En dis so eenvoudig soos dit.